Wat presies gaan nou gebeur met Louis Liebenberg en die beleggers in sy skema? Hierdie saak is baie meer kompleks as wat beide die teen-Liebenberg en die pro-Liebenberg kant dit voorhou. En meeste van die beleggers is iewers in die middel en het geen idee wat met hulle gaan gebeur nie. Daarom het die Willem Petzer groep besluit om 'n breedvoerige video te maak waarin ek gaan verduidelik presies wat reeds met Liebenberg gebeur het, wat reeds bevind is teen hom, wat op hom wag en wat wag op sy beleggers en hoeveel geld hulle elkeen gaan moet terugbetaal, sowel as al die aantuigings teen die likwidateurs, waarom die aantuigings water dra en wat presies daaromtrent gedoen kan word. Deel asseblief die video met al die vriende wat u dink belang in hierdie spesifieke skema het, sodat hulle ingelig kan wees wat die toekoms inhou. Goeiemôre liewe vriende, dit is Willem Petzer wat praat. Ek nooi elkeen uit om hierdie kanaal op watter ook al platform u dit sien te volg of te subscribe. Ons maak elke weeksoggend om 7 uur so 'n uitsending met inligting in ons eie mense se belang. Ek nooi u ook hartlik uit om ons WhatsApp groep te klim om inligting te kry van al die jongste werk wat die Willem Petzer groep doen op daardie groep. WhatsApp slegs die naam en van die Willem Petzer groep se amptelike nommer, dit is 064 545 9047, 064 545 9047. Die eerste ding wat belangrik is om te verduidelik is dat daar tans op twee fronte sake teen Liebenberg en sy makkers gedryf word. 'n Strafregtelike of kriminele saak en 'n siviele saak. Ons gaan eers baie kortliks na die strafregtelike kant kyk, omdat daar nie veel daaroor te sê is nie en die saak nog hangend is. En daarna gaan ons na die meer belangrike kant, die siviele kant kyk. Dit is ook die kant wat gaan bepaal presies wat met die beleggers gaan gebeur en wat hulle kan doen rakende die beweringe teen die likwidateurs. Aan die strafregtelike kant word Liebenberg nou vir die eerste keer formeel van rampokkery aangekla. Dit beteken dat hy na die staat se bewering 'n georganiseerde kriminele syndikaat bedryf het wat op reuse skaal bedrog gepleeg het en mense uit hul geld geswendel het. Dit is ook belangrik om te noem dat daar nie 'n kriminele kragte bestaan dat iemand 'n Ponzi-skema bedryf nie. Dit is daarom dat hy van rampokkery aangekla word. Hier kan u sien dat toe Liebenberg beweer het, die hof het reeds bevind dat hy nie 'n Ponzi-skema bedryf nie, dit nie net oorverblindery was nie, maar blaatante leuns. Die hof kan eenvoudig nie so 'n bevinding maak nie. Die bevinding wat die hof wel gemaak het, waarna Liebenberg heeltyd verwys het, was slegs dat die nasionale vervolgingsgesag die geld moes terugbetaal, omdat hulle sloer om hom aan te kla. Die NVG het dit geappeleer en die appel was hangend tot en met die dag wat Liebenberg toe wel aangekla is. Al wat ek nog oor die strafregtelike kant kan sê, is dat die staat 'n baie sterk saak het en meer as genoeg bewyse besit om Liebenberg en sy makkers toe te sluit. Die bewyse is van so 'n aard dat Liebenberg 10-1 nooit weer die buitekant van 'n tronksel gaan sien nie. Sy vrou Desi gaan heel moontlik tot en met 25 jaar tronkstraf kry en die res van sy makkers so iets tussen 8 en 12 jaar as ek moet raai. Liebenberg het ook nie geld tans om sy saak te beveg nie, omdat al sy bates deur die siviele kant, waarby ons nou gaan uitkom, reeds gevat is en dat enige ander bates wat hy dalk mag wegsteek of selfs insamel, kan net so maklik deur die likwidateurs op beslag gelê word. So al hierdie fondsinsamelinge wat hy nou doen, is maar net 'n medium vir mense om maar verdere geld aan die likwidateurs te skenk. U moet in ag neem dat die likwidateurs uitgebreide magte het. Wat dit behels, is dat, om dit eenvoudig te stel, die likwidateurs eers kan beslag lê en later vrae kan vra. So met ander woorde, as hulle eers beslag gelê het op bates, dan rus die onus op die party wie se bate dit is, om te bewys dat daardie bates nie aan hierdie Ponzi-skema gekoppel is nie. Nou kom ons by die kant wat elke belegger raak, die siviele kant. Die eerste vraag wat opkom is, gaan die beleggers hulle winste moet terugbetaal? Die antwoord hierop is eenvoudig ja. Nie net hulle winste nie, maar ook elke moontlike uitbetaling wat hulle gekry het. Met ander woorde, as jy 100 000 rand belê het en jy het 50 000 rand uitbetaling gekry, gaan jy nog steeds die 50 000 rand moet terugbetaal. Dit is hoe die wet geskryf is en ek gaan nou vir julle verduidelik waarom die wet so geskryf is. Dit is egter eers belangrik om in ag te neem dat die siviele kant van die saak
om te bepaal of dit, soos dit in die volksmond genoem word, 'n Ponzi-skema is reeds afgehandel. Die siviele hof het reeds beslis dat dit 'n in effek 'n Ponzi-skema is en dit gaan bykans onmoontlik wees om daardie bevinding op sy te stel. Dit gaan eenvoudig nie gebeur nie. Die likwidasie gaan aangaan. Om dus vir u te verduidelik hoe die wet werk, gaan ek vir u die intensie van die wet verduidelik deur te wys hoe hierdie saak onder ideale omstandighede sou uitgespeel het. Die omstandighede is egter nie ideaal nie, maar ons sal daarby kom. In 'n ideale wêreld sou dinge presies gebeur het soos wat die wet dit voorskryf. Daar het nagenoeg 4.5 miljard rand deur hierdie Ponzi-skema gevloei, maar van daardie 4.5 miljard rand is net so oor die 300 miljoen rand deur Liebenberg en sy trawante gesteel. En hulle het dit natuurlik vir hul eie bate aangewend of dit verknoesel op dobbelary of dierrestaurante ensovoorts. Daardie geld gaan nooit teruggekry word in sy volle bedrag nie. Die bates wat op beslag gelê is, kom nie naby aan daardie syfer nie. Verder gaan die likwidateur se fooie ten minste ook 300 miljoen rand wees as jy al hul uitgawes in ag neem. Die 600 miljoen rand wat ons nou van gepraat het, kan ons dus sien as die uitgawes van die likwidasieproses. Dit is egter minder as 15% van die omvang van die totale bedrogskema. Die geld wat nie deur Liebenberg en sy trawante onttrek is uit die skema nie, beloop dus 4.2 miljard rand. Die wet is dus so geskryf dat daardie 4.2 miljard rand verkry moet word van die beleggers wat die uitbetalings ontvang het. Dan vat die likwidateure hul fooie en daar bly teoreties 3.9 miljard rand oor. Daardie 3.9 miljard word dan onder beleggers in die Ponzi weer verdeel proporsioneel tot wat hulle verloor het. Dit beteken dat in 'n ideale wêreld as hierdie proses gevolg word, sou elke belegger nagenoeg 85% van sy oorspronklike belegging teruggekry het. Met ander woorde, as u R100.000 ingesit het, sou u R85.000 uitkry en die proses sou afgehandel gewees het. Voordat ons enige beweerde ongeruimthede deur hierdie spesifieke likwidateurs in die Liebenberg saak aanspreek, kom ons kyk eers wat sou gebeur in 'n realistiese wêreld, indien daar geen ongeruimthede was nie. Die likwidateur se koste skiet selfs sonder enige ongeruimthede die dak in, omdat forensiese audits op skemas van hierdie skaal baie miljoene rande kos. En dan moet tientalle regsprofessionele se fooie nou nog ook ingereken en betaal word. Soos in die geval van Creon gesien, sukkel die likwidateurs om eers hul koste te verhaal. U sien, soos in Liebenberg se geval ook gebeur het, is die geld wat die Ponzi-baas steel so verknoesel en wanbestee, dat hulle nie eers 'n fraksie van daardie geld gaan terugkry nie. Boonop dit betaal meeste van die beleggers nie hul winste terug soos wat van hulle verwag word volgens wet nie. Die likwidateurs moet dan elke een van hierdie beleggers afsonderlik dagvaar en dan nog beslag lê op sy bates. Natuurlik sal die likwidateurs hierdie proses volg met elke persoon vir wie dit vir hulle die moeite werd is om dit te volg. Want dit is net nog geld wat hulle in hul sakke kan steek. U sien, hierdie proses wat ons nou van praat, kos die likwidateurs ongeveer R50.000 per persoon. Dis sal elke persoon wat R50.000 of meer gekry het uit die skema uit, of hy nou enige wins gemaak het of nie, op sy bates beslag gelê word. Elke een van hierdie dagvaardings jaag die likwidasie se fooi met nog R50.000 op en boonop dit sal hulle die fooie so hoog as moontlik skryf om seker te maak dat hulle elke sent wat hulle vir hulself kan uitwurg, wel uit hierdie boedel uitwurg. Die uiteinde hiervan is dat almal wat meer as R50.000 se uitbetalings gekry het, word gedwing om terug te betaal en dit baie duisende mense vir wie dit nie finansiëel sin maak om hierdie proses te volg nie, word die uitbetaling slegs afgeskryf en hulle word nie gedagvaar nie. Die mense wat dus die seerste in die proses kry, is juis die mense wat die meeste verloor het. Verder kan ook genoem word dat die mense wat wel nie gedagvaar word nie en op wie se bates nie beslag gelê word nie, is etlike duisende mense binne in hierdie Ponzi-skema. Dit is dalk wel individueel klein bedragies geld wat hulle elkeen uit dit uit ontvang het, maar dit tel op tot etlike miljarde rande wat nooit verhaal gaan word om vir ander mense terug te betaal nie. Ironies genoeg is dit nie die ryk mense wat sulke groot bedrag geld inbetaal het nie. Nee, mense wat honderde duisende rande het om in sulke skemas te belê en dit kan afskryf indien dit 'n flop is nie die tipe mense wat in die eerste plek in hierdie tipe skemas belê nie.
Hulle is te finansiëel geletterd. Die mense wat wel sulke groot bedrae belê is oor die algemeen die desperaatste van die mense, maar die wat wel genoeg geld het om so baie te belê. Die enigste mense wat in hierdie beskrywing inpas en voldoen aan beide die vereiste, is desperate ou mense wat nie genoeg geld het in hul pensioenfondse om te oorleef vir die volgende paar jaar nie. Hulle sal dan hulle laaste 2 of 3 of 4 of 500.000 rand oorbetaal met die hoop om dit te verdubbel om vir hulle self 'n neseier vir 'n beter toekoms op hulle ou dae te verseker. Dit is baie hartseer dat ons gesien het met die Kreon-skema van die vroeë 2000s, was daar baie sulke mense wat vandag krepeer en in karavane bly, wat tot nou toe nog amper 20 jaar later hul skuld maandeliks aan die likwidateure oorbetaal. Aan die ander kant het die likwidateure hier hulle fooie so opgejaag met die proses wat ek reeds hierso verduidelik het, dat hul fooie nooit gedek sou word nie. En daarom het niemand nog 'n uitbetaling gekry nie. Maak nie saak hoeveel hulle verloor het nie, en die likwidateurs word vandag toe nog betaal en afbetaal deur die mense wat wel baie verloor het. Hierdie proses is sonder enige ongeruimthede. Kom ons kyk nou na die beweerde ongeruimthede van die likwidateurs in hierdie spesifieke saak, die Liebenberg saak. Soos wat in gelekte boodskappe raak gesien kan word, het hierdie likwidateurs in hul WhatsApp groepie alreeds hierdie skema as 'n Ponzi skema geïdentifiseer. Hulle het toe reeds grappe gemaak oor hoe hierdie 'n reuse groot kontantkoe is wat hulle tot op die laaste druppel kan melk. Hulle het na bewering selfs gegrap oor hoe stinkryk hulle gaan word en dat hulle geen simpatie met die sogenaamde onnosel gronddom beleggers het wat so onnosel was dat hulle in hierdie skema belê het en dat hulle hierdie onnosel sotte vir die, en ek haal aan, kakhuispriester se kak geval het nie. Daarna het hulle, na die oorspronklike aansoekers om die likwidasie se eie weergawes, die aansoekers mislei om 'n klomp vorms te teken waarvan hulle nie eers die betekenis geken het nie. Ek het geen rede om in enige van hierdie beweringe wat gemaak is te twyfel nie, omdat die oorspronklike aansoekers bereid was om dit selfs op video te sê en op YouTube te plaas. Toe die oorspronklike aansoekers besef wat aan die gang is, het hulle, na hul eie bewering, van die likwidasie onttrek, maar dit was te laat gewees. Daar was reeds 9 nuwe aansoekers. Ek weet ook self dat die likwidateurs 'n sterk invloed op die teen-Liebenberg groepe uitgevoer het om mense wat seer gemaak is te paai en ondersteuning daar te werf deur die administrateurs van hierdie groepe as proksies te gebruik. So nou ontstaan die vraag, kan iets aan hierdie mense gedoen word en is dit ooit die moeite werd? Die antwoord daarop is eerstens ja, die likwidateurs of hierdie spesifieke likwidateurs kan verwyder word indien belanghebbendes in die saak sou wou saamstaan om die korrekte prosesse in die hof te volg en hierdie beweringe in die hof te bewys in 'n aansoek om hul te laat verwyder. Dit hoef natuurlik nie 'n groot groep te wees nie, net 'n groep wat genoeg finansies het om hierdie proses in die hof te dryf. Die realiteit is egter dat daar net nuwe likwidateurs in hul plekke deur die meester aangestel gaan word indien hierdie aansoek suksesvol sou wees. Die probleem is dat die meeste mense wat nog aktiewelik op sosiale media bereid is om teen die likwidasie op te staan, is die groep wat nog steeds vir Liebenberg, wat oor die jare hulle so belieg het, dat hulle nie eers meer weet of die lig blou is nie, ondersteun. Hulle is ook die mense wat nog geld in fondse inbetaal wat in elk geval deur die likwidateurs gevat word omdat hulle dink dat dit gaan vir Liebenberg help. Die vraag wat beleggers hulself moet afvra, is of die feit dat hierdie spesifieke likwidateurs nie meer aan die geld gaan deel nie vir hulle genoeg van waarde is om die proses te dryf om hulle te stop, selfs al weet hulle daar gaan net nuwe likwidateurs aangestel word. Die hartseerste saak vir my is dat Dr. Kloete Marie, een van die min likwidateurs wat ek ken of geken het en ek weet die reguitpad gestap het, saam met sy seun vermoor is. Liebenberg het hom nog so verheug daarin. Ek weet hy sou 'n uitstekende kandidaat in so 'n proses gewees het om die proses te lei indien hy nou nog geleef het. Is daar nog manne soos hy daar buite? Ek weet nie. Hierdie feite wat ek genoem het is ongelukkig nie lekker om te hoor nie. Dit weet ek. Dit is wel ongelukkig die realiteit. Baie dankie vir u wat die video tot hier nog gekyk het. Indien u het, weet ek u sal baie baat vind by die Willem Petzer groep se werk.
Ek nooi u elkeen uit om hierdie kanaal op watter ook al platform u dit sien te volg of te subscribe. Ons maak elke weekoggend om 7 uur so 'n uitsending met inligting in ons mense se belang. Ek nooi u ook hartlik uit om op ons WhatsApp groep te klim om ingelig te bly van al die jongste werk wat die Willem Petzer groep doen op daardie groepe. WhatsApp slegs die naam en van na die Willem Petzer groep se amptelike nommer. Dit is 064 545 9047. 064 545 9047. Totsiens en God seën u elkeen ryklik.